Maar Vader, ons kom vanoggend voor U, ons het tegnologie, ja, laat ons vashak en belemmer ons 'n bietjie, maar ons gaan nie dit toelaat nie. Ons gaan nie toelaat dat enige iemand ons stop vir dit wat ons weet ons moet vandag deel nie en vir dit wat U geshare het nie. Ons gaan dit deel en ons gaan daarin tyd spandeer sodat elkeen van ons presies kan hoor wat U vandag met ons wou deel het. Ons is op dag 4, deel 2. En daar's so 'n belangrike boodskap. Ons praat nog steeds oor tyd, Abba Vader, en ek vra dat in dat U nou waar ons oor tyd praat, dat U hierdie tyd, hierdie halfuurtjie wat ons nou het, dat U hierdie tyd sal stilmaak vir almal binne in ons en om ons, sodat ons hierdie baie belangrike boodskap wat U met ons wil deel, kan hoor, kan agslaan daarop, in ons harte kan inneem. Mag enige woord wat uit my mond uitkom wat nie van U af is nie, mag dit op dowe ore val. Mag dit nie aangeneem word nie, maar dat enige iets wat uit U troonkamer uitkom en dit wat U my gebruik as 'n spreekbuis om hierdie boodskap vanoggend te bring, dat dit almal bereik en in hulle harte in skiet en wortel skiet en groei en saad skiet en sodat ons 'n verskil gaan maak in die wêreld om ons. Dis so belangrik. Ek weet dit is so belangrik vir U dat ons nie net dood eenvoudig doelloos aangaan met ons lewe elke dag nie, maar dat elke dag en elke sekonde ons vir U leef en waar tyd geskep is dit so belangrik dat ons vandag kyk hoe ons hierdie tyd saam met U ten volle kan benut en bestee in die naam van Yeshua. Amen. Mag elke man vanoggend geseënd wees wat hierna luister. Ons het verlede week, kom ons doen 'n vinnige recap. Ons het gekyk na elke molekuule in die skepping is op 'n spesifieke tyd teweeggebring sodat dit hulle doel in die skepping kan volbring. Ons het gelees van Shabbat in Eksodus 4. Ons gaan vandag 'n bietjie 'n nice boodskap ook kry rondom die Shabbat. En ons het geleer dat Abba se feeste is in sy ordained time. Dit is nie feeste wat maar net daar gestel is vir die Jode nie. Dis feeste. Abba sê, these are my feasts in my ordained times. En as ons gaan kyk na hierdie feeste, daar's iets baie belangrik wat ek net wil wys in die feeste. Manne, daar's die 7 feeste wat die blueprint is van God se skepping. En van God se salvation in die skepping, sodat ek en jy vir ewig saam met hom kan wees. Toe hy Shabbat aangekondig het, was dit voor die sondeval, né? Genesis 2. Hy het gesê, honor my day, gedenk my dag wat ek apart sit vir julle. Dis my geskenk vir julle. Dis my gift vir julle. En daai geskenk wat hy vir ons gegee het, het hy reg deurgevat na 7 feeste toe. In die 7 feeste is daar 7 Shabbats en hy het dit deurgevat na die 1000 jaar reign in die Sukkot wat die voorbeeld is vir ons van wat dit gaan wees en dit wat ons herdenk is die Sukkot wat die 1000 jaar reign is en dit gaan 'n Shabbat wees vir 'n 1000 jaar. En na daai 1000 jaar Shabbat gaan daar Shabbat vir ewig wees in die teenwoordigheid van God, né? So Shabbat is nie net 'n dag nie. Shabbat is God se dag. Shabbat is die dag, die rusdag, is die dag wat God uiteengesit. En ons werksomstandighede vereis baie keer dat ons nie die Sabbat kan herdenk nie, maar daar's nog steeds die tyd wat ons op daai dag aan Abba Vader kan spandeer. Die belangrike ding van die Shabbat is in die ekskuus man, hierdie goed. Hy vanoggend is hy so as ons gaan kyk na die 10 gebooie, die 10 gebooie in die Hebreëse Bybel gee vir ons 'n tyd van dat dit in alfabetiese volgorde gedeel is. Dis nie in 1 2 3 4 gedeel nie. Dis in Alef tot by Jod. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Wav, Zayin, Chet, Tet, Jod. Nou, die 4de gebod is die Dalet. So die Dalet se gebod, die 4de gebod is honor my Shabbat. Gedenk my Shabbat. Gedenk die dag wat ek uiteengesit het, my Shabbat. En ek kan ongelukkig nou nie skryf nie, maar die Hebreëse letter Dalet se piktograaf, sy prentjie in die oudheid was 'n oop deur of 'n oop portal.
Nou een oggend baie vroeg in Eiserfontein het Vader deur ons kombuis het Lula hierdie foto geneem. En dit was op Sabbat wat sy hierdie foto geneem het, op die rusdag. En Abba Vader wys vir ons na die tyd hierdie prentjie. En kyk die portal. Ek hoop julle almal kan hierdie sien, né? Nee, stuur net vir my 'n thumbs up of sê net ja, ons kan dit sien. Ek weet nie wat se situasie vanoggend nie. Maar daar's die portal wat oopgemaak is. Nou die Dalet wat die vierde gebod is in die Hebreëse Bybel is die portal of heaven wat oop is op die dag van Shabbat. Ons het al baie gehoor mense sê, ja, op die dag van Shabbat is die portal of heaven oop. Dan moet jy gaan sit by Abba Vader se voete en dan moet jy gaan luister. Maar daar's nog 'n baie belangrike portal wat oopgemaak is op hierdie dag. Onthou net, toe Yeshua sy laaste asem uitgeblaas het, toe skeur die voorhangsel van in die tempel tussen die heilige en die allerheiligste skeur van bo na onder. Die woord leer vir ons, hy het van bo na onder geskeur. En toe hy van bo na onder skeur, toe is dit oop. Toe is die toegang oop wat verbode was waar hoëpriester net eenmal 'n jaar mag ingegaan het, is oop. En dit staan duidelik vir ons in Markus 15 vers 38. Dis nie opgemaak. Dis duidelik daar in Markus 15 vers 38 dat daai portal is oopgeskeur. Nou is die portal nie net op Sabbat oop nie, maar hy's permanent oop. Maar die spesiale dag wat Vader uiteengesit het, is nog steeds vir ons die aanhoudende teken, die kontinuïteit van God se vrede op aarde en van wat hy wil hê vir ons in hierdie tyd wat ons by sy voete moet gaan spandeer. En die vierde fees wat op die vierde dag van die skepping wat aansluit by die vierde dag van die skepping, is die fees van Shavuot. En die fees van Shavuot kan ons gaan lees in Handelinge 2 vers 1 tot 4. En daar staan dit duidelik dat op daai dag het die gees van God in die tonge van vuur op die disippels neergekom. Die disippels het met die toe Yeshua opgevaar het na die hemel, het hy Yeshua toe hy opgevaar het na die hemel, toe het hy vir die disippels gesê, gaan wag in die bokkamer totdat ek die roog oor julle uitstort. Totdat die Spirit of Truth, Johannes 15 vers 26, the Spirit of Truth that keeps going out from the Father. Totdat daai gees oor julle kom, gaan wag. En hulle het gaan wag en op daai spesifieke dag het die gees in die vorm van tonge van vuur op hulle almal neergedaal. En hulle almal het in tale gepraat. Daar was 3000 wat tot bekering gekom het en elkeen het die home language, die huistaal gepraat van die gebied vanaf hy gekom het. Almal was Hebreërs, almal was van Joodse en Hebreëse afkoms. Maar almal het daai dag tot bekering gekom, 3000 van. Nou, daai dag het die gees van God in die mens ingekom. Dit was nog altyd in die mens, maar dit was die fisiese teken dat die gees van God het in die mens ingekom. Die Spirit of Truth is in my en jou. So, ons het 'n woord gehad wat die kliptafels wat die teken was van Abba Vader se reëls en regulasies wat hy gegee het. En hierdie reëls en regulasies wat hy gegee het, het nou in die vorm van die gees binne in ons harte kom woon. Om ons derentyd te herinner aan wat Vader wil hê ons moet doen, om derentyd met ons te praat. So die tabernakel het van die woestyn af geskuif na binne in my en jou. Ons moet daai prentjie weet, ons moet daai prentjie sien. Tabernakel is nie langer in die woestyn. Tabernakel is in my en jou. Daarom sê Galasiërs 5 vers 24 en 25 vir ons. Kom ons gaan lees dit. Staan dit duidelik geskrywe. Moreover, those who belong to the Messiah Yeshua have put their old nature to death on the stake, along with its passions and desires.
Ons lê dit neer, ons passions en ons desires. En die gees van God is binne in ons. Nou dis ons gaan vandag sien met tyd dat ons kan daai gees onderdruk. Abba Vader is 'n gentleman, hy het vir ons 'n keuse gegee. Ons kan daai gees binne in ons onderdruk of ons kan die gees in ons laat ophemel om te dominate enige iets wat binne in ons is, om dit uit te druk, om dit uit te forceer sodat net die rustigheid en die shalom van die gees van God binne in ons is. Sodat die portal oop is. Want as ek en jy deur die klatter van hierdie wêreld toelaat dat ons beïnvloed word, dan is daai portal nie oop nie, want ons kan hom nie sien nie, ons kan hom nie hoor nie. Maar as ons ons oue neerlê en dan die wonderlike skripture wat sê vers 25, since it is through the spirit that we have life, let it also be through the spirit that we order our lives day by day. Ons moet mooi hoor wat daar staan, man. Vat ek in die oggende my dagboek, maak hom oop en ek skryf my plan vir die dag neer. Ek het my to-do lysie, ek het alles wat ek moet doen vir die dag. Dis my goed. Of het ek my tyd gehad met Abba Vader om die rustigheid saam met hom te hê, om by hom te gaan hoor hoe moet hierdie dag lyk? Abba, hoe moet hierdie dag lyk? Hoe moet ek hierdie dag doen? Die portal is oop. Yeshua het die portal oopgemaak. Yeshua het gesê, if you remain united with me and my words with you, then ask whatever you want and it will happen for you. Maar die crux van die saak is united with me. En as ons na Johannes 15 vers 4 gaan kyk, onthou ek gebruik ook altyd Johannes 15 vers 1 tot 7 om in te bring in die 7 dae van skepping, daai 7 verse. En die 4de vers is stay united with me as I will with you. For just as the branch can't put forth fruit by itself apart from the vine, so you can't bear fruit apart from me. En manne, dis nie hieroor of daaroor nie, maar elkeen van ons het besige skedules. Almal van ons het skedules wat veroorsaak dat daar min tyd is wat ons aan die Vader kan spandeer. Min tyd. Ek kan nie in die oggende 4 uur opstaan nie want ek gaan moeg wees by die werk. Of ek kan nie nou met Abba Vader tyd spandeer nie want daar's te veel dinge op my. Ek het vandag 'n baie besige skedule. Ek kan nie vroeër opstaan om my tyd met Vader te spandeer nie. Time is of the essence. Act now. Ons is in ons het gaan kyk na die 4de boek van die Torah is words, Devarim, die woorde, Deuteronomium, die woorde wat ons leer, wat ons guide elke dag, die woorde van die Gees binne in ons. Stephen Covey het sy 4de habit of highly effective people is think win-win. Ons gaan nou 'n bietjie meer aandag daaraan gee. Maar ek wil eers hierby vassteek. Ek wil vassteek by die horlosie en ek wil vassteek by DD taal. Waarvoor staan DD? DD staan vir deliberate decision time. Ek stel deliberately my wekker vir hoe laat in die oggend. Want onthou, wat het met Moses gebeur? Moses word gesê, hy's 'n lucky ou man. Hy hoor heeltyd Abba se stem. Hoe kry hy dit reg? 40 dae en 40 nagte op sy aangesig gelê, sonder kos, sonder water. Of 40 dae in die teenwoordigheid van God om sy aangesig te gaan soek op 'n berg, sonder kos, sonder water. Hy het dit 2 keer gedoen. Man. Daarom het hy die stem van Abba Vader so goed gehoor. Ons kan nie net dink dat Vader is soos 'n ligskakelaar wat ons kan aansit en afsit soos wat ons dit wil doen nie. En ek weet hierdie goed het ons al baie gehoor. Maar ek wil in hierdie tyd nou so baie klem lê hier op manne. Want dit is asof die Vader hierdie download in 'n mens hierdie tyd dat ek soek tyd van jou. Ek soek jou tyd, ek soek jou aandag. Ek wil met jou praat. Ek wil Jeremia 33 vers 3 wil ek met jou doen. Wat sê Jeremia 33 vers 3? Call to me and I will answer you. I will tell you great things, hidden things of which you are unaware. Elkeen van ons wat hier vanoggend sit en hierna luister, Abba wil daai tyd
met ons spandeer. Met jou Hendrik, met jou Jakkes, met jou Waldo en met elke ou wat hierna luister. 'n Baie goeie vriend van my, nê, het sy oupa se stoel gevat en hy het hom op 'n strategiese plek in sy huis neergesit, sodat hy homself dwing om elke dag daar te sit en die woord van God te bestudeer. En hy het vir homself 'n doelwit gestel dat in hierdie jaar, in hierdie Gregorian jaar, lees hy die Bybel deur. En hy maak daai deliberate decision elke dag om daar te gaan sit. Ek onthou toe ek geswat het, was daar 'n ou wat die bal geskop het van die doodlyn van die doelgebied van Goudstad tot in die ander kwartgebied. Hy het nie net daai skakelaar op 'n dag aangesit nie. Hy het geoefen. Hy het 'n talent ontvang en hy het daai talent laat groei binne in hom deur te oefen. Ek het 'n groot liefde vir cricket. En my doel was 'n opening bat. Ek wou altyd die eerste bal face en ek was die paltjiewagter, so ek wou heeldag op daai veld wees. Want ek wou bat tot die beurte almal verby is. Ek wou nie uitgaan nie. Maar om dit te kon regkry, moes ek verskriklik hard oefen. My pa moes ure vir my gooi. Ek moes vriende kry wat ure vir my gooi. Ure moes ek my styl oefen. Ure spandeer ek aan my besigheid. Ure spandeer ek om my finansies te beplan, my budget te doen. Waar's Abba Vader se ure? Waar's my deliberate decisions om sy ure te doen? Want vir my en jou wake up Haggai, hoekom het Abba Vader wake up Haggai in hierdie tyd gegee? Waar almal sê dis die eindtye, waar ons in die begin is van 'n biblical new year, waar die kalender split, waar daar honderde goed is om ons koppe wat met ons gebeur. Hoekom het Abba Vader wake up Haggai in hierdie tyd gegee? Hoekom is daar net 4 manne wat luister vanoggend? Hoekom is daar elke week min manne? Want dis die remnant. Dis die manne wat wil hoor, dis die manne wat wil luister. En ons manne moet gaan en die verskil gaan maak. Ons moet mense gaan haal wat ook wil luister. Ek doen 'n beroep op jou vanoggend. Ek sê gister vir Jakkes, hy het eintlik vir my wonderlik 'n voorbeeld gestel om die deur oop te maak vir my. Hy het vir Waldo gaan haal. En Waldo is as hy dit nie kan help nie, is hy elke week op Wake Up Haggai. Jakkes het vir Waldo gaan haal. Kom elkeen van ons, volg daai voorbeeld en ons gaan haal iemand wat hierdie boodskappe moet hoor. En ons praat self met daai een. En ons disipel daai persoon om saam met ons te stap en saam met ons te werk. Want die tyd is nou vir die vaders van nasies om op te staan, manne. En binne in elkeen van ons het die Vader die saadjie geplant om daai vader van nasies te word. Die tyd is nou om te reageer, om te act. Ons is 'n wild olive grafted into the olive tree. Paulus sê dit in Romeine 11. Daarom moet ons die regulations van die olive tree nakom. Daarom moet ons luister na wat die Torah ons leer. Want Messias, wat baie groter is as ek en jy, en baie hoër is, want hy sit aan die regterhand van God, en hy gaan oordeel die wêreld. Hy is aangestel om dit te doen, want hy het in gehoorsaamheid opgetree, hy het sy purpose volbring op hierdie aarde. En hy het aan die Torah gehoorsaam gewees. Hy sê dit, gaan lees maar Matteus 5 vers 17 tot 20. Gaan lees maar Markus 2 vers 28. I am Lord of Shabbat. Hy sê in 27, Shabbat was made for mankind, not mankind for Shabbat. Shabbat is 'n geskenk. Gaan kyk gerus op YouTube, daar's 'n baie interessante video wat Vader my gelei het om te doen oor die Shabbat wat die geskenk is. En ek sê hierdie nie om fame te gain nie, manne. Ek sê hierdie want hoe meer mense die video's like en kyk, hoe meer mense gaan dit by uitkom. En die doel van dit is nie om dit vir onsself 'n groepie te hou nie. Die doel is om hierdie goed na buite toe uit te dra. Al kyk mense jou skeef aan. Ag ja, jy weet, ou bykentjie so nou en dan is nog steeds lekker. In die eerste plek, ek het nie die reg om te oordeel nie. So, moenie dink ek oordeel as ek dit sê. Maar dis nie wat die woord sê. So as ek die profeet in my kan laat uitkom, dis nie wat die woord sê. En ek bedoel dit nie
Ek bedoel net dis wat daar staan. So ek kan nie sê wat ek bedoel nie. Ek bedoel wat ek sê. Dis wat daar staan. Die dan. Kom ons gee vir Vader 'n glimlag. Kom ons gee vir hom genot vir dit wat hy geskep het. Dit wat hy in my en jou geplaas het om 'n verskil te gaan maak in ons werksplek en wat ons doen. As ons die eienaar is van 'n besigheid, kry ons die manne in die oggend bymekaar en bid ons almal saam. Bid ek saam met my vrou. My vrou sê eergister vir my, "Jy's my liefie, weet jy wat nê? Ek en jy het baie lank lank saam gebid." En is asof Vader my met 'n hamer voor die kop slaan en hy sê vir my, "Wat dink jy doen jy? Jy is die hoof van jou huis. Hoekom bid jy nie saam met jou vrou nie? Hoekom moet sy vir jou vra? Wat 'n nonsens is dit, Leon?" Weet jy hoekom het Yeshua getrou? Weet jy hoekom dink ek nê? Het Yeshua getrou geloop aan die Torah? Want hy's liewer vir jou en my as vir homself, as vir sy eie genot. Stupid voorbeeld wat ek gaan gebruik. Hy's liewer vir my en vir jou as wat hy vir 'n lekker reepie spek is. Hy sê eerder in daai gehoorsaamheid stap. Eendag het ek gehoor iemand sê, "Ja wel, ek doen dit. Ek lewe volgens die Torah en as ek daarbo kom en Vader of as ek by Vader kom en hy sê vir my, my kind, jy het nie nodig gehad om so baie te doen nie." Dan sê ek, "Is alraai Abba, dis so lief ek vir jou is." So, maar Yeshua, volg sy voorbeeld. Hy het dit alles gedoen. Hy het dit volbring. So selfs nou so lekker en ek's nou so verlore dat met hierdie slideshow wat so te kere gaan volgend. Maar Stephen Covey het 'n hoon wat hy voorskryf. So met ander woorde, dis die fourth habit, die vierde habit van highly effective people. Kyk hoe sluit dit aan by die skepping. Sorry, die prentjie is nou voor die tyd, maar ek gaan nou probeer verduidelik wat op daai prentjie is. Johannes 1 vers 22 praat van deliberate decisions. Staan daar, ag in Jakobus 1 vers 22 staan daar, "Don't deceive, my dear brothers, don't deceive yourselves by what the word says. Do it." Hoor ons mooi. Don't deceive yourselves by only hearing what the word says. Do it. Aksies. Aksies is wat Abba Vader soek. Handelinge 28 vers 17 staan daar, "For in him," die die skepper van die heelal, die God wat ons liefhet, ons eerste liefde. "For in him we live and move and exist. As some of the poets amongst you have said, we are even called his children." Ons is sy kinders. In Korintiërs 4 vers 20 sê duidelik, the kingdom is not a matter of words but of power. Die power is in jou en in my. Die power is in jou en in my om 'n verskil te gaan maak. Die power is in jou en in my om vir my vriend te vra, "Kom join Wake Up Haga. Kom luister saam met ons, want dis God se tyd om die manne van hierdie nasie wakker te maak." En nie net hierdie nasie nie, die wêreld in. En hoeveel manne is vandag hier saam met my op hierdie groep? Ek dink dit was laas 4. Ons is 4. Op die 4de dag van skepping wat ons behandel, is ons 4. Ek luister nou die dag na MK Strydom en sy sê, "Weet jy wat, ek gee nie om hoeveel mense na my goed luister nie. Ek gee net om dat die boodskap uitgaan, al is dit net vir een mens." En ek en jy moet daai selfe houding. Nou kom ek wys jou waar Abba met klein is en hoe klein die wêreld se verskil kan maak, né? So in hierdie week se parasha Vayikra, parasha nommer 24, jy kan gerus gaan lees. As jy nie parashas het in die skedule van die parashas nie, vra vir my asseblief. Tianel het sy skedule, hulle skedule vir my gestuur. Dis op Rabbi San se skedule. Daar's 'n klomp skedules wat een is in dit. Ek stuur daai skedule vir julle met liefde as iemand hom soek. In Levitikus 2 vers 2 tot 3, dan staan daar, "And you are to let the reminder portion go up in smoke." En jy weet, ek lees nou hierdie, wat jy weet mos nou baie keer as ons in die Bybel lees en dis 'n naamregister of is al hierdie reëls en regulasies van hoe jy moet offer. Ag, ons offer nie meer nie, ons offer het gekom, hy het volbring alles. So ek lees hierdie man net so, ek scan oor.
En daar's so shaking binne my en Abba sê vir my, "Hey, sien jy wat jy lees?" En ek sê, "Ja, ek lees van die offers." Hy sê, "Nee, nee, nee, lees mooi." En ek lees daar, "He is to let the reminder go up in flames, a fragrance and an aroma to Yud-Heh-Vaveh." En dan gaan kyk wat is hierdie reminder. Nou die grain offering het ons bestaan uit meel, olie en ek kan nou nie onthou wat alles nie. Meel, olie en seker water. Het die grain offering bestaan en hy moes op die altaar gesit geword het, né? En hierdie en wat die reminder is, hoor mooi hierso. Die reminder is die priester moes 'n handvol van hierdie grain offering vat en binne in die vuur gooi. Die res was syne. Maar hy moes 'n hand van hierdie vat en binne in die vuur gooi, 'n fragrance en 'n aroma to Yud-Heh-Vaveh. Uit daai hele ding uit daai hele grain offering, net 'n handjie vol op die vuur. Dis al wat Abba wil hê. En Abba herinner my aan die Jod, wat die kleinste lettertjie is in die Hebreëse alfabet. En daai kleinste lettertjie in die Hebreëse alfabet is geskep. En dis die begin van die naam van Yud-Heh-Vaveh. Dis die begin van die naam van sy seun Yeshua. Hy kies die kleinste lettertjie. Hy kies net 'n handjie vol om vir hom 'n fragrance en 'n aroma te gee. Dis win-win. Daar's joune. Ek vat net 'n handjie vol en gee dit vir my. Ek vat net 'n handjie vol van jou tyd, gee dit vir my. Dis al wat ek soek. Want in daai handjie vol van tyd kan ek met jou praat, kan ek met jou werk, want ek weet jy gaan die desire, die begeerte kry om meer en meer van my te wil weet as jy net eers vir my daai handjie gegee het. En kyk mooi wat gebeur. Toe die Hebreëse alfabet saamgestel is, het die Jood, daai klein lettertjie, het deel gevorm in vorm van die hele alef en die hele taaf. Die hele alfabet. Al 22 letters. Wel, saam met die Jood 22. Al 22 letters wat geskep is. Nou onthou, die alfabet is die building blocks van creation, want wat het God gebruik om die aarde te skep? Yud-Heh-Vaveh het words gebruik. In the beginning was the word was with God. Dis kom Yeshua words is. Maar alles het gevloei uit woorde uit. So toe daai geskep is, het Jood deel uitgemaak van elke liewe letter in die alfabet. Ek maak dit nie op nie, want dis spykerskrif, so hulle het die lettertjies, die prentjies bymekaar gesit, en Jood het deel uitgemaak van elke liewe prentjie. Maar hy's die kleinste. So dis die toppunt van humility, van nederigheid. Maar daai klein lettertjie, niks in hierdie alfabet kan bestaan sonder daai klein lettertjie. Wat is my en jou reminder portion? Om onsself te kry, om binne in daai portal, kyk hoe mooi die dalet is weer eens, binne in die portal. So, ek het dit as prins so gedoen, maar ek sê nou maar net, hy is binne in die portal. Wat is ek en jy se tyd om by daai dalet uit te kom, om in daai portal te gaan staan, sodat Abba Vader met ons kan praat? Ek wil, kom ons sluit af, want ons is verby tyd, ek sien dit is al 6:33. So die reminder portion, die handjie vol, sodat Abba vir jou kan die great things gee. Hy wys vir my, toe ek hierdie ding voorberei, wys hy vir my, dat dis Jesaja 45 vers 2 en 3, I will go ahead of you, leveling the hills. I will shatter the bronze gates and I will smash the iron bars. Drie goed, level hills, shatter the bronze gates, smash the iron bars. I will give you treasures hoarded in the dark, secret riches hidden away. And you will know that I, Yud-Heh-Vaveh, am the God of Israel. Ek en jy is deel van Israel, so hy is ons God. Grafted into the wild olive, grafted into the olive. Hy is ons God. Dis waarheen die reminder gaan. Die reminder, my en jou tyd, my en jou deliberate decision. Tyd is geskep vir my en jou. Die son, die maan, die sterre is vir my en jou geskep op dag 4.
sodat tyd bepaal kan word, sodat ons hierdie tyd kan vat en deliberate decisions kan maak met hierdie tyd, om daai tyd aan Abba Vader, God Almagtig, te kan spandeer, sodat al hoe meer binne in ons groei en groei en groei. Make it count. Let the next minute be better than this one. And 99% is never good enough. Never. Manne, ons het vanoggend met tyd baie probleme gehad. Maar kyk wat se boodskap het Abba vir ons gebring. Hy soek jou. Hy wag vir jou. Hy wag vir jou Hendrik, hy wag vir jou Waldo, hy wag vir jou Jacques, hy wag vir jou Leon. Hy wag vir ons. Hy het hierdie planne vir ons. Hierdie huge planne. Maar hierdie planne is nie beskikbaar as jy nie by hom gaan sit en dit hoor nie en die downloads van jou blueprint kry by hom. Ek's 59 jaar oud. Ek het opnuut het ek en my vrou gaan sit om ons identiteit, ons purpose, ons callings en Abba Vader te gaan bevestig en te anker. Opnuut. Want glo my, van 59, van 58 het ek begin om 'n empire te bou vir God, nie vir myself. En ek gaan journey saam met julle manne en ek gaan julle empires dophou en julle gaan my empire dophou. En ons gaan empires bou vir die koninkryk van God wat skrik vir niks. Because he will go ahead of us and he will level the hills and he will shatter the bronze gates and he will smash the iron doors and he will give us the secret treasures hoarded, the secrets hoarded in the dark, the treasures hidden away. He will give it to us. En dis nie geld nie. Dis provision.